Amen. Amen. Kind van die Here, ons moet nooit vergeet wat is die krag van lofprysing en aanbidding nie. Jy moet nooit vergeet dat dit een van jou sterkste wapens is nie. Jy moet nooit vergeet dat dit nooit weg van jou kan gevat word nie. Maar dis iets wat jy het. Jy kan besluit om die Here te loof en te prys wanneer en waar jy is. Dis 'n wapen wat jy in jou hand het. Ek vanmôre sê dat God maak die onmoontlike moontlik vir sy plan. God maak die onmoontlike moontlik vir sy plan. Ek het eendag gepraat oor, het genoem, ek het hierdie prentjie in my kop gekry net, van hierdie groot legkaart. En dat God het 'n prentjie wat hy bymekaar sit vir ons as mens op die aarde. God het 'n prentjie van die begin af gehad dat die mens, dat hy met die mens op pad wou stap. Hy het die mens op aarde gesit vir die mens gesê die mens moet heers op die aarde. Ons as mens moet die karakter van God uitleef. Nou kom vanmôre vir jou vra, het jy al ooit 'n legkaart daar in die kas gegrou en kry kom jy op 'n legkaart, 'n ou boksie met legkaart stukke uit en dan begin jy hom bou. En dan net so voor jy by die laaste is, dan kom jy agter, hier's 'n paar stukkies oor, maar hier's 'n paar gate, maar die gate wat hier oor is en die stukkies wat hier oor is, daar is van alle legkaart. En dan die teleurstelling eintlik wat daar is van ek kan nie hierdie legkaart klaar maak nie. Kan hierdie legkaart klaar maak. Jy sien, want daai legkaart het sy eie ontwerp, hy het sy eie design. Daar's 'n prentjie en daai legkaart, elke stukkie pas presies by 'n ander stukkie in. Hy het 'n vorm en hy het 'n prentjie, gedeelte van 'n prentjie op en daai klein gedeelte en kleur maak iets uit van 'n groter prentjie. En vanmôre wil ek vir jou sê dat ek en jy pas in God se prentjie in. En elkeen van ons moet inskuif in die plek van waar God ons graag wil hê. Jy sien, jy wil verseker nie. Jy sien wat gebeur baie keer. Jy wil verseker nie daai verkeerde stukkie legkaart probeer inpas nie, want dit gaan nie pas nie en dit gaan nie reg lyk nie. En dis wat baie keer gebeur met kinders van die Here. Kind van die Here kom by die Here uit, kom tot 'n plek van wedergeboorte, maar kom agter maar ek is nog steeds besig om in die wêreld te leef. Kom nog steeds agter ek beweeg tussen mense daar buite wat Jesus nie liefhet nie. En nou kom die kind van God baie keer in sukkel want nou voel jy maar jy pas nie lekker in nie. En jy wil graag mense om hê wat van jou hou en jy wil graag mense hê wat sê maar jy sê ek hou van die tipe mens wat jy is, maar nou jy pas nie meer so lekker in 'n prentjie in nie. En nou verstaan jy baie keer nie hoekom pas jy nie by daai prentjie in nie. Maar die waarheid is wat God het jou vir 'n ander prentjie gemaak. Jy is nie gemaak om by die wêreld in te pas. Jy is gemaak om uit te staan want jy pas by 'n ander prentjie. Jy pas by God se prentjie. Ek wil vanmôre vir jou, dat jy regtig daai vir jou die vraag vra, maar besef jy dat jy deel uitmaak van 'n prentjie? En nou wat die vyand wil doen is net vir jou te sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Nee, jy kan nie so nie, jy moet nie asseblief net dit probeer nie en jy. Wat ek en jy moet begin doen is om waarlik ook te sê dat God is ook vir ons herder. Weet jy, Dawid skryf die Here is my herder. Maar het jy dit al ooit gelees en besef ook daar Genesis 48 dan vers 15. Dan sê Jakob ook dat die Here, hy sê God wat my as 'n herder gelei het. Jakob noem God ook sy herder. Is die Here vanmôre jou herder? Is die Here die een wat jou lei dat jy inpas vir die plek waar hy jou wil hê?
Ek wil vanmôre met jou praat oor 'n gedeelte wat vir my kosbaar is. Ek in die week, wat gebeur het eintlik is ek het een aand gaan klim ek in die bed en toe ek in die bed klim en ek dink maar ek gaan nou slaap toe kom hierdie skrif vir my op. En ek besluit nee, ek gaan nou opstaan, ek wil gaan kyk wat sê hierdie skrif. En ek moet sê ek het eintlik eers geskrik toe ek nou verder lees, maar toe gelukkig toe onthou ek dat dit wat ek ervaar het was, Genesis die 18de hoofstuk uit, was eintlik vers 3 gewees. Ek gaan vir jou lees van 1 tot 3 en dan sê ek vir jou sê wat verder ook staan. Hy sê daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste dag. Nou hy praat van Abraham, né? Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, luister wat sê, hy sê, my Here, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Jy sien maar wat ek toe doen is, ek lees toe so vinnig so 'n stukkie verder, ons gaan net nou eintlik verder gaan hier, maar hy sê toe op 'n stadium, in vers 10, toe sê hy, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. Nog nee, wag, toe gaan ek weer terug na nee, dit wat die Here vir my gesê. En die woord wat die Here, so amper is Hestie toe bekommerd dat oor 'n jaar sal sy 'n seun hê, wie weet. Die feit van die saak is, die vraag is maar, hoe het ons hier gekom? Jy sien, ek lees hierdie gedeelte en ek besef hier dat hierdie gedeelte waar Abraham met die Here praat, wat ek glo het is, die Here daarmee verskyn. Want die woord sê ook daar so, hy sê, daarna het die Here aan hom verskyn, en toe praat hy van die 3 manne, maar een van hulle sê hy, my Here, my voorneem. Wat vir my sê is, daar het al iets gebeur van tevore, dat Abraham daar was 'n verhouding gewees. Abraham het al 'n pad gestap, en daarom is dit amper asof hy die Here herinner. Hy sê, my Here, as ek dan genade in die oë gevind het, moet dan nie verby my nou gaan nie. Here, ek wil nie nog langer wag nie, Here. Here, want daar was 'n belofte gewees. Here, dit het begin, en ek gaan soos dit gaan ek bedien, en ek hoop, almal bly by. Ek ook. Genesis in die 12de hoofstuk staan daar geskrywe, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. God gee 'n belofte vir Abraham. Jy sien maar in hierdie gedeelte, daar is Abraham se naam nog Abraham. Nie Abraham, hy's nog Abraham. God gee hom 'n belofte. En Abraham gehoorsaam dit. Abraham vat sy goed en hy trek. Maar as een gedeelte, want ek gaan nie deur dit alles gaan nie, maar daar was 'n gedeelte wat ek gevoel het, Abraham het nie heeltemal geluister wat die Here gesê het hier, en dit het vir hom moeilikheid gemaak op die stadium. Die Here sê vir hom dat hy uit sy land en uit sy familie uit moet trek, en hy uit van huis van sy vader uit. Maar wat gebeur? Hy trek vir Lot saam. Hy trek sy broer se seun saam. En in daai stukkie ongehoorsaamheid voel ek my, wat gebeur later? Net 'n stukkie daarna, wat gebeur? Ewe skielik is die veewagters van hierdie 2 manne in mekaar se hare. En hulle, dan kom 'n twis en dan kom 'n skeiding. Want God het vir hom sê, trek uit jou land uit, trek uit jou familie uit, trek uit die huis van jou vader.
Want die Here sê hy sal vir hom 'n land wys. Die Here sê vir hom ek gaan vir jou land gee. Die Here sê vir hom ek gaan vir jou 'n groot nasie maak. Ek gaan jou 'n nageslag gee. En dan sê hy ook ek gaan jou seën sodat jy verander 'n seën kan wees. En so gaan begin hierdie pad en hy trek. En daar's 'n paar goed wat gebeur. Maar in Genesis die 15de hoofstuk vind ons op 'n plek wat sê na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê: "Vrees nie, Abraham. Ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot." Die Here kom en die Here herinner hom weer. Sê Abraham, ek het mos vir jou geroep. Jy het my gehoorsaam, maar nou so op die pad. As jy so op die pad kom, moenie bang raak nie. Nou ons weet almal, glo ek, dat Abraham was ook nie perfek geweest nie. Abraham kom op 'n plek en hy sê, "Nee, Sarah is my suster daai." Dis bang, vrees. Wat sal die mens aan my doen? Maar die Here sê vir hom, moenie vrees nie, ek is jou skild, jou loon is baie groot. Toe sê hy daar vers 2, sê hy vir my volgende ding. Hy sê toe vra Abraham, Here, wat sal jy my gee aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is? Hy sê, Here, u praat van hierdie goed, u praat van jy gaan my seën en as 'n nageslag, maar Here, ek sien dit nie. Ek sien dit nie. En hy vat hom in vers 5 sê hy daarop, dis in Genesis hoofstuk 15, vers 5 sê hy daarop lei hy hom uit na buite met die woorde: "Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy kan tel." En hy sê vir hom: "So sal jou nageslag wees." En dan gebeur iets baie belangriks in vers 6. Vers 6 sê, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Jy weet, Hebreërs 11 vers 6 sê wat vir ons, wie weet wat sê? Ons kan nie God behaag sonder geloof nie. Ons moet glo dat God is en 'n beloner van die soek. Ek wil vanmôre vir die vraag vra, glo jy dat God goed is? Glo jy dat God is? Glo jy dat God is? En glo jy dat hy 'n beloner is van die wat hom soek? Want nou wil ek vir jou vanmôre vra, as jy dit nie glo nie, waarom stap jy die pad? God wil jou beloon vanmôre. God wil hê dat hy wil dit wat onmoontlik is in jou lewe, wil hy moontlik maak, sodat hy verheerlik kan word, sodat sy plan uitgevoer kan word. Ons het laasweek gehoor hoe kosbaar en hoe die Here al hierdie goed bymekaar gesit het, en hy van die begin af geweet het, dat Jesus met die Pasga tyd ook gekruisig sou word, want hy was die volmaakte lam, die lam van God, vir jou en my sondes. Hy het in God geglo, en dit het hom tot geregtigheid gereken. Jakobus sê ons dieselfde. Hy is geregverdig in die feit dat hy geglo het. Abraham het foute gemaak. Hy het ook foute gemaak. En so wil ek vanmôre vir jou sê, in jou eie lewe is daar beloftes vanmôre. Daar is beloftes en ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus sê nog steeds vir jou, as jy in my is ek jou skuld. Hou net vas, hou glo, hou aan vas en glo in dit wat ek vir jou sê. Ek vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou verlaat nie, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Die Here het 'n groter plan. Ek wil vanmôre, ek wil so voor uitspring eintlik en sê, die Here se plan is groter as net die tydelike. Ons kan lees daar in 1 Korintiërs 15 dink ek wat sê dat as ons God vertrou net vir hierdie lewe, sê Paulus, dan is ons die ellendigste van almal. Maar nou, Christus kon sterf en opgestaan, en hy het die eersteling geword
om ons vry te koop, sodat ons ook eendag sal met hom kan wees. Die Here betaal 'n prys. Die Here is besig om die legkaart bymekaar te sit en Abraham kom 'n lang pad en hy hoor wat die Here vir hom sê. En dan gebeur 'n klomp goed intussen. En dan gebeur daar iets in Genesis 17. Vers 1 sê vir ons die volgende. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom sê, is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nommer 1 is dit asof die Here vir hom sê, luister Abraham, jy moet in my aangesig, in my teenwoordigheid moet jy wandel, dan sal jy opreg wees. In vers 7 sê hy, en ek sal my verbond oprig na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Wat 'n verbond praat hy van? Ek wil jou eintlik gou terugvat. Ek het dit nie opgesit nie, maar ek wil jou tog net 'n bietjie agtergrond gee. Wat hier gebeur het? God het met Abraham 'n verbond gesluit. Nou luister, 'n verbond en 'n kontrak is nie dieselfde ding nie. 'n Kontrak beteken wanneer jy kontrakbreuk pleeg, wanneer jy iets nie nakom nie, kan die ander party sê ek onttrek en jy het kontrakbreuk gepleeg. 'n Verbond werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Dis vas. En God gaan in 'n verbond in met Abraham hier in Genesis hoofstuk 15. Maar hy maak vir Abraham aan die slaaf. Hy gee eers vir Abraham die opdrag en hy sê vir hom maar hy moet 'n paar goed doen, hy moet 'n 3 jaar oud vers vat en 'n 3 jaar oud bokkooi en 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif en al hierdie goed moet hy middeldeur sny en hy moet hulle deel en al sy naam. En wat gebeur is die Here maak hom aan die slaaf. Want die Here wil in 'n verbond met hom gaan, maar hy weet, die vleeslike mens sal nooit sy deel kan doen. So God maak vir Abraham aan die slaaf. En God sluit met hom 'n verbond. Dan vers 17 staan geskrywe van Genesis hoofstuk 15, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond, 'n vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en sê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Efraat. God sluit met hom 'n belofte, en hy kom dan in Genesis 17, hy verwys terug na die verbond. God sê, luister, ek het met jou 'n verbond gesluit. Ek wil vir jou 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Die interessante is wat hier gebeur, en dit is hoe ons dan nou weer terugkom by Genesis die 18e hoofstuk. Dit was die opbou gewees. Daar was 'n pad gewees, daar was 'n proses gewees, daar was 'n verloop van tyd gewees. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, wie weet hoeveel jaar het verloop van dat God hom geroep het, en hom gesê het, hy gaan hom seën, hy gaan hom vader van baie nasies maak, tot op hierdie punt waar ons nou is. Die woord sê, toe hy uitgetrek het, was hy 75 jaar oud. Hierso was hy 99. Met ander woorde, toe hy 100 jaar oud was. So hoeveel jaar het verloop? 25 jaar het verloop, vandat God die belofte gegee het dat dit so sal wees, en dat dit in vervulling gekom het. God het dit wat onmoontlik was. As jy vroeër gaan lees daar, ek dink is in Genesis in die 11de hoofstuk, dan sê dit ook, nommer 1, Sarai op haar stadium was onvrugbaar gewees. Nou kom hy in hoofstuk 17, en wat sê die Here vir hom? Hy sê vir my volgende woorde. Sê verder het God aan Abraham gesê, Sarai jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam moet Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja,
ek sal haar seën sodat sy tot nasies sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart: kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 99 jaar oud is baar? Stil hou. Onmoontlik. Wat vir die wêreld onmoontlik. Kyk ding, hier is die mense in die woord sê en dat dit maar met haar nie meer gegaan soos die reël met 'n vrou nie. Daar was nie dit daar was niks meer. Dit kan nie meer gebeur nie. Nommer 1, sy was onvrugbaar geweest. Nommer 2, sy was redelik oud. En so ook al. Maar God sê, luister, dis wat ek vir jou sê. Dis wat ek vir jou sê. En daarom is ons terug by Genesis die 18de hoofstuk. En wat hier gebeur is, die Here het hom verskyn en hier kom die 3 manne en hy buig homself voor hom neer en hy sê, my Heer, as genade nie oor gevind het, gaan my tog nie verby. En hy bied aan om van die ete voor te berei, en is nogals relatief ete, want ek lees van 'n kalf, ek lees van dikmelk, ek lees van die roosterkoeke. En toe, terwyl hy besig is, sê hulle, maar waar is Sara? Vers 9 van Genesis hoofstuk 18 sê, toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord, daarin in die tent. En hy met die hoofletter, hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou kom, dan sal jou vrou Sara seun hê, en Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Vroeër lees ons sê hulle sy 'n seun hê en hulle moet hom Isak doen. Die Here het 'n plan gehad. Maar weet jy dat God se plan het ook, hy het ook vir Abraham gesê, luister hier, maar jy moet jou kinders leer dat hulle in geregtigheid en reg lewe. Hy sê daarso in hoofstuk 17 vers nou die vers van hom terug. Maar hy sê daar dat hulle in geregtigheid in sy weë moet bly en in sy weg moet lewe en geregtigheid doen sodat, luister, sodat dit oor Abraham kan, dat die Here oor Abraham kan bring wat God gesê het hy oor hom gaan bring. Jy sien, daar is 'n gedeelte waar ek en jy verantwoordelikheid moet vat. God het soveel mooi beloftes vir jou en vir my. Maar ons moet dit vat. Ons moet daai lewe wat ons in Christus ontvang, moet ons vat. Want weet jy dat God het van die begin af, dit voel vir my, ek dink oor hierdie ding en dit voel, Abraham het eintlik die raampie gemaak van die legkaart. Want God het geweet wat hy wou doen. En dat Christus die uitgebore sou word. En dat elkeen wat in Christus wedergebore is, en jy kan Galasiërs, kan jy self weer gaan lees daar, Galasiërs 3. Dat elkeen wat in Christus wedergebore is, ook in Abraham geseën is. En jy die seëninge van Abraham ook oor jou gaan hê. Maar God het van die begin af wat hy 'n prentjie gehad, wat hy wou doen. En God is getrou en in hoofstuk 21 sê hy die volgende. In hoofstuk 21. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het. Die Here is getrou. Luister, die Here is getrou. Is die Here, die woord sê nimmer, die God is geen mens dat hy sou lieg. 'n mens se kind dat hy iets sou sê en dit nie doen.
En hy sê daar, en die Here het Sara besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword, en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Op God se tyd, nie hulle tyd nie. 25 jaar nadat hulle die woord ontvang het. Daar's 'n klomp stukke gehoorsaamheid wat hulle moes begin doen. Hulle moes gehoorsaam wees wat die Here sê. Hulle moes volg wat hy vir hulle sê. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. Die Here bly getrou. Die Here bly altyd getrou. Ek wil vanmôre vra, wat van jou? Weet jy vanmôre dat God 'n plan het vir jou in sy prentjie? Jou prentjie is nie afsonderlik van ander nie. Jou prentjie pas in. Daar waar ek en jy vandag beweeg, die gawes en talente wat ons het en dit wat ons kan doen, wil God gebruik. Hy wil dit gebruik in daai prentjie van hom. Maar ek en jy moet bereid wees om te sê, Here, ek gaan luister. Here, ek gaan doen. Here, ek gaan gehoorsaam wees. Jy sien, Abraham moes uittrek. Abraham moes 'n punt maak en sê, okay, as dit is wat God vir my sê, dan moet ek gaan. Hy het nie geweet waarheen nie. Hy het net geweet, vat jou goed en trek. En hy het begin beweeg. Jy sien, my en jou môre en oormôre is nie bekend vir ons nie. Maar ek weet dat dit is bekend by God. Miskien sit jy vanmôre en sê, Here, maar ek weet nie. Ek weet nie hoe my môre lyk. Ek weet nie hoe my oormôre lyk. Ek het 'n verrassing vir jou. Al is daar mense wat vanmôre hier sit en sê, ek weet. Sê nie, jy weet nie. Ek en jy weet nie eens of ons môre sal sien. En jou self beroem op die dag van môre. Niemand van ons weet maar die dag sal inry. Daarom moet ons vandag reg wees. Daarom moet ons vandag reg wees. Daarom moet ons vandag heilig maak en deel van ons lewens maak. Daarom moet ons vandag sê, ek gaan wegtrek vanuit hierdie ou land. Jy sien hierdie ou land. Jy geweet as jy in Josua 24 vers 2 gaan lees, dan sal jy lees dat Tera, die pa van Abraham, het aan die kant die Efraat rivier, het hulle afgode aanbid. Maar God kies om 'n seun te vat uit daai familie uit. Wat ek vanmôre wil sê, wat goddeloos was, wat afgode gedien het. En God kies om daardie seun te gebruik en sê vir jou gaan dit gebruik om die nasies van die aarde te sien. Jy gaan nie nou verstaan hoekom ek vir jou sê jy moet jou goed vat en trek seun. En dis wat ek sê jy moet doen. Jy gaan baie plekke op die pad kom waar jy bang gaan wees. Jy gaan plekke op die pad beleef en sê, nou weet ek nie meer. Maar ek sal jou skuld wees. Ek sal jou beskerm, wanneer die vyand jou gooi, wanneer die vyand jou aanval, sal ek daar vir jou wees. En jy sal veilig wees. Maar jy het my genoeg vertrou, dat ek jou die land sal bring, waar ek jou wil hê. Ek wil tog vanmôre die skrif lees. Ek wil eintlik klaarmaak met Matteus 5 vers 16 wat sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werk kan sien. En wat doen? Jou Vader wat in die hemel is vereer. Dat mense weet, jy het 'n God wat jy aanbid. Jy onderwerp jou aan die God van die hemel. Jy sien net op jou eie pad en jy doen net wat jy wil. Jy volg die Here, die koning van die konings. En jy met ons ligplaat skei, sy lig deur ons, waar ons gaan, wat ons doen. Ek wil jou graag hierdie gedeelte lees in Hebreërs ook. Want dit voel vir my, dit sê so baie. Dit is my asof Abraham het geweet, daar's 'n tydelike dingetjie wat die Here van hom verwag, maar daar's iets baie beters wat volg. Hy praat daar in Hebreërs 12, maar praat hy van die geloofshelde. En wat gebeur het toe
Jy kan vir jouself gaan lees daar so vanaf vers 8 af, wat sê dat deur die geloof is Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Die belangrike gedeelte vir my is daar 'n punt wat sê, in die geloof, vers 13, in die geloof het almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het, luister mooi, dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Jy sien hulle het geweet, hierdie is net 'n tydelike ou plekkie waar ons nou moet bly. Daar's iets beters voorberei. Hy sê, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou, luister mooi, maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle nie, om hulle God genoem te word, want hy het vir hulle 'n stad berei. God het 'n stad voorberei vir jou en vir my. En ons sien nie die hele prentjie nou. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, soos wat ek laasweek gesê het, hou net aan stap asseblief, volhard in die verdrukking. Want Paulus sê ook, dit is maar 'n ligte verdrukking hierdie. Dit weeg nie eens op teen die alles oortreffende heerlikheid wat my te wag is. Ek wil vanmôre sê, hou aan. Weet vanmôre dat jy te werk om te doen. Weet vanmôre jy pas in daai legkaart in. Moenie soos iemand anders te probeer wees nie. Moenie probeer daai legkaart se stukkie probeer buig om aan te pas nie, want hy gaan afbreek. Jy is gemaak soos God jou wil gehad het. Kom op die plek dat jy ontslaa raak van die leuns wat jy oor jouself glo. Leef die lewe wat daar vir jou is in Christus Jesus. Kom ons maak dit. Here, baie dankie vanmôre vir u woord, Here. Vader, ek wil vanmôre terugkom by daai een vers, Genesis 18 vers 3, wat sê, my Heer, as ek dan nou guns of genade in die oë gevind het, gaan my tog nie verby nie. Here, u weet vanmôre waarop wag en vertrou elkeen vanmôre op u. Maar Here, om vanmôre te sê, Here, dat ons een met u kan wees in Christus. Dat ons in 'n herstelde verhouding met u kan leef, Here. Dis my gebed vanmôre dat elkeen 'n meer en meer intieme verhouding met u sal beleef. 'n hongerte na u, Here. 'n dors na u. Sê, Here, kom maak met my soos u wil. Dankie dat ons vanmôre getuienis het om na te kyk, Here. En soos wat die woord daar in Hebreërs 12 vers 3 ook nou sê, of eintlik Hebreërs 12 in die begin dan sê dat, terwyl ons dan nou 'n wolk van getuienis het, van al hierdie geloofshelde, en hoe hulle vertrou het en wat jy als gedoen het, Here. Here, laat ons dan die las af lê, die sonde, wat ons so maklik omring, en hierdie wedloop loop met Christus in ons oog. Dankie, Here, dankie vir genade. Ek wil vanmôre vir elkeen seën in die naam van Jesus. Here, mag U elkeen se hart vanmôre vol met vrede. Maar Here, ook met 'n gekriebel wat sê, maar ek moet inpas ergens by 'n plek. Ek moet seker maak dat ek elke dag my deel van die prentjie nakom. Dat ek gehoorsaam bly in U stem, Here. En daar waar ek iets moet doen, dit doen. Daar wat ek nie moet doen nie, dat ek moet sê nie meer. Dankie, Here. Dankie dat ek vanmôre elkeen kan seën in die kosbare en mooi naam van Jesus Christus ons Here. Loof U, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here.